so dankbaar vir dit wat André gesê het nou. Want dit waarmee ek wil begin vandag het eintlik juist presies uit te waai met dit waaroor André gepraat het. Net voor ek by dit inkom, wil ek net gou almal net gerus stel oor die titel. So, dit is 'n vreemde titel. Die opdrag is nie om vrug te dra nie. So die titel is nie, die opdrag is om nie vrug te dra nie. Dis nie wat die titel is nie. Ek is 100% bewus van die feit dat die Here wil hê ons moet vrug dra. So, dis nie wat ek sê nie. Maar ons sal nou presies sê, ook hoor hoekom ek die titel gemaak het wat ek gemaak het. Maar daar is 'n eerlike gesprek wat ons as gelowiges nie altyd met mekaar wil hê nie. En dit het juis uit te waai met dit wat André nou net gesê het. Ek en hy het nie voor die tyd gekonkel nie, so dis regtig vir my wonderlik, dit wat hy gedeel het. Want die feit van die saak is ons as gelowiges vind onsself gereeld op 'n plek, miskien is dit net ek, dalk is ek te eerlik vanoggend, dalk verander dit hoe mense my sien, dis dan maar oukei. Ons is gereeld op 'n plek waar ons maar vra of ek regtig is waar ek moet wees. En of ek regtig die vrug dra wat ek veronderstel is om te dra. Nou, ek weet nie of is dit nou net deel van om 'n kind van die Here te wees nie, ek weet nie of is dit nou maar net deel van die pad wat hy met jou stap nie, maar ek weet nie of is daar enige iemand hierso wat altyd is op die plek waar hulle moet wees, en altyd voel hulle is sharp. Okay, so dalk is dit nie net ek nie. Die waarheid is, as 'n mens eerlik genoeg is ten minste met jouself, en jy kyk na jou eie lewe, en jy kyk na die vrug wat jy dra, en jy eerlik is, dan kom 'n mens baie maklik op 'n plek waar jy besef, ek weet ek is nie eintlik heeltemal dalk, ek leef nie my potensiaal uit nie, of ek is dalk al sekere goed in my lewe wat nie reg is nie, of ek is doodeenvoudig net nie besig om genoeg te doen nie. En 'n mens weet eintlik, jy kan met jou geestelike lewe meer moeite doen as wat jy doen, maar jy's half in autopilot mode, so jy's net besig om aan te gaan en aan te gaan. En eintlik weet 'n mens, daar is sekere goed wat ek kan doen, en ek wens eintlik ek kan meer doen, ek wens eintlik ek kan meer lees, ek wens ek kan meer tyd in gebed spandeer, en as ek dit net kon doen, soos wat ek weet ek moet, dan sal dit beter gaan met my geestelik. Ek dink dit is 'n redelike gevaarlike plek om te wees, sonder dat ons dit besef. Want eerstens, en ek het al van hierdie kansel af presies hierdie vraag al 'n paar keer gevra, maar die oomblik as ons so begin dink, dan moet ons die vraag vir mekaar vra en vir onsself vra, hoeveel meer moet ek doen? Okay, jy lees nie nou genoeg nie. Okay, maar hoeveel meer moet jy lees? Presies hoeveel meer voor die Here nou gelukkig is met 'n mens? Of hoeveel meer moet ons bid? Is die hoeveelheid wat ek doen nie heeltemal genoeg nie? As ek so 20 minute ekstra 'n dag, dan gaan die Here gelukkig wees met my. Sien, die probleem is, wanneer ons begin kyk na ons vrug en ons lewens net wil meet op dit wat ons doen, dan sit ons met 'n probleem. Want ons sit op 'n plek waar ons kyk na die vrug wat ons dra om te meet hoe gelukkig God met my is. En hy worry net mooi niks daaroor nie. Hoekom sê ek dit? Hy gee om oor vrug, 100%. Maar hy gebruik nie die vrug wat ons dra om te bepaal wie ons is nie. Ons gaan dit vanoggend bewys. Maar wanneer 'n mens op so 'n plek is, jy op 'n snaakse plek, want eintlik weet jy is nie heeltemal waar jy moet wees nie, maar jy weet ook Jesus het genoeg vir jou gedoen, en jy weet hy was genoeg, en hy het alles gedoen op die kruis, so jy weet eintlik moet jy nie werk daarvoor nie, so is ek eintlik besig om te werk daarvoor, want ek weet eintlik het Jesus alles gedoen, en as ek voel ek moet meer doen, voel ek dan Jesus het nie genoeg gedoen nie, maar ek weet hy het genoeg gedoen, maar ek weet ook geestelike groei is belangrik, en wat van heiligmaking, en is dit net wat in my kop aangaan? Is dit net ek wat so dink? So, ek hoop ons kom agter dat daar regtig 'n geveg is in ons binneste wanneer dit kom by hierdie onderwerp.
Nou ek gaan, Elsabie moet nog nie na die eerste slide toe gaan nie, ons gaan eers net op hom bly. Ek wil graag Johannes 15 net vir ons lees, van vers 1 tot 17, ek gaan dit vinnig deurgaan. En dis natuurlik 'n baie bekende gedeelte, dis die gedeelte van die wynstok en die lote. Ek gaan lees van vers 1 af. Ek is die egte druiwestok, as jy jou Bybel by jou het, Johannes 15. Ek lees uit die 2020 vertaling uit. Vers 1. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly. Ons het al 3 keer, ons is nog nie by vers 5 nie, hy het al 3 keer gesê bly in my. So maar let net elke keer op as hy dit sê. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Vers 6. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Nou ek dink ons kom baie duidelik agter in hierdie skrifgedeelte. Hy sê dat om vrug te dra verheerlik die Here. En dit is een van die redes hoekom hy ons hier geplaas het, is om vrug te dra. Maar ek weet nie of het julle saam met my opgelet nie. Maar nie in een gedeelte van vers 1 tot 17 gee hy uitdruklike opdrag om vrug te dra nie. Hy gee nie opdrag om vrug te dra nie. Hy gee opdrag, maar nie om vrug te dra nie. Hy gee glad nie die opdrag nie. Dit is snaaks, want die hele gedeelte gaan oor vrug, en nêrens in dit sê hy, dat dit is wat ons moet doen nie. Nou, hy sê hy hou daarvan, hy sê dit verheerlik hom, hy sê dis goed as ons dit doen, hy sê hy het ons gemaak, hy het ons uitgekies, sodat ons kan gaan vrug dra, so verseker is dit 'n groot waarde vir hom. Maar wanneer hy vir ons sê wat om te doen, dan sê hy nie vir ons, jy moet gaan vrug dra nie. Nou, as ons na die heel eerste gedeelte kyk, Elsabie, jy kan aanbeweeg, dan moet ons iets verstaan. Ons moet iets verstaan van hierdie gedeelte, wat ons nie altyd besef nie. Sien, Jesus praat hier van 'n wingerd, of 'n wynstok. Nou, as jy nou nog nie agtergekom het nie, reg deur die Bybel, word daar baie van 'n wingerd gepraat. Daar word baie van 'n wynstok gepraat. En elke keer, ek het gaan kyk, Psalm 80, Jesaja 5, Jeremia 2 en Esegiel 15, is gedeeltes wat ek kon kry, waar hy praat spesifiek oor 'n wingerd. En as hy praat oor 'n wingerd, dan praat hy oor Israel. So ek dink is baie belangrik dat ons besef met wie Jesus praat, en wat hy besig is om te sê. Want daar's iets wat die mense met wie hy besig was om te praat, verstaan het van 'n wingerd, wat ons nie noodwendig dalk verstaan nie. As ons kyk na hierdie gedeeltes, dan sien ons, God het na Israel gekyk as 'n wingerd. Hy het Israel 'n wynstok genoem, die hele wingerd. Maar hulle was 'n mislukte wingerd.
Reg deur die geskiedenis van Israel het God vrug by hierdie wingerd gesoek. En al wat hy gekry het was suur druiwe. So dis belangrik dat ons besef, wat sê Jesus as hy sê hy is die wingerd? Kom ons lees saam. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. God het altyd na Israel gekyk om vrug te dra. En hulle kon dit nooit doen nie. Maar nou kom Jesus, en nou gee hy nie 'n opdrag om te sê, dat jy 'n suksesvolle wingerd moet wees nie. Hy sê, hy is die wingerd. So ek dink ons moet mooi hoor. Hy gee nie vir ons 'n opdrag, dat ons die wingerd moet wees, wat baie vrug dra nie. Hy sê, hy is die wingerd. En wie ook al in hom bly, hulle dra baie vrug. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Dis hoekom die snoei gebeur. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat is die opdrag sover? Bly in my. Dis die opdrag. Sien, ek is oortuig dat dit 'n eeueoue geestelike probleem is, waar die mens konstant in skuldgevoel leef, dat ek nie is waar ek moet wees nie, want ek besef ek het meer potensiaal as wat ek het, as wat ek uitleef, en ek weet die Here beplan vir my meer, maar nou kom die evangelie, en nou leer dit vir ons eintlik, dat wanneer God na ons kyk, kan sien hy die geregtigheid van Christus. So ek wil hê ons moet agterkom, dat hier is hierdie geveg. En in hierdie hele geveg kom Jesus, en hy sê nie vir ons, luister, die Here soek nog altyd 'n goeie wingerd, wat goeie vrug dra, dis nou tyd dat julle dit wees nie. Die Here het sy wingerd gekry, wat goeie vrug dra. Hy het daai druiwestok gekry, en daai druiwestok is Christus. En die enigste opdrag wat hy vir ons gee, is dat ons in hom moet wees. Sien, ons word nie genooi om Israel se foute reg te maak nie. Ons word genooi om te deel in Jesus se sukses wat hy reeds het. En dis baie belangrik. Dis bitter belangrik. Wanneer ons konstant in 'n toestand leef, waar ons na ons eie vrug kyk, en die heeltyd myself wil meet aan my vrug, dan is ons besig om te dink soos Israel gedink het. En ek weet nie, dit lyk nie vir my of dit gewerk het nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie dink soos Israel gedink het. En elke kort 'n ander afgod hê. En elke kort weer my rug op die Here draai nie. Elke kort net wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons weer heeltemal van hom nie. Ek wil nie in daai manier van dink vasgevang wees nie. Maar ons moet besef, as ons heeltyd besig is om onsself te meet aan of ons genoeg doen en of ons nie genoeg doen nie, het dit die teenoorgestelde effek as wat ons dink. Ons dink dit gaan maak dat ons meer vrug dra, want ek gaan harder probeer om meer vrug te dra. Maar al wat dit maak is dit maak dat ons sonder om vrug probeer dra. En hy sê uitdruklik, net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Hy maak dit baie duidelik. So ons moet besef, maak nie saak of ons voel ons is op 'n goeie plek of op 'n slegte plek in ons geestelike lewens nie. As Christus is wie hy sê hy is, en as hy uit die dood uit opgestaan het, en as hy gedoen het vir ons, wat hy gesê het hy gedoen het vir ons, dan kan ek en jy nie 'n mislukte wingerd wees nie.
of ons kan of deel wees van die wynstok, of nie. Maar as ons deel is, dan kan ons nie 'n mislukte wingerd wees nie. Kom ons beweeg aan. Die tweede ding wat ek wil uitwys vanoggend van hierdie gedeelte, is dat Jesus in die gedeelte self vir ons wys wat vrug is. Nou ek het al baie goed gehoor oor wat Jesus bedoel as hy van vrug praat. En die probleem is baie keer gaan kyk ons na baie ander skrifgedeeltes. Ons gaan kyk selfs na skrifgedeeltes wat geskryf is deur die apostels om vir ons te sê wat het Jesus bedoel toe hy gepraat het oor vrug. Maar Jesus het terwyl hy dit gesê het in hierdie gedeelte met hierdie voorbeeld van die wingerd wat hy besig was om te sê, in hierdie gedeelte maak hy dit eintlik duidelik wat vrug is. Ons het nie nodig om op 'n ander plek te gaan soek nie, want Jesus kon kommunikeer, hy het geweet hoe taal werk en hy het normale sinne gebruik om te sê wat hy eintlik bedoel het. En ek dink partykeer wil ons so gaan kyk na alles anders, allerhande ander goed dat ons onsself deurmekaar maak en ons vergeet dat wanneer ons praat, dan probeer ons nie die persoon waarmee ons praat deurmekaar maak nie, ons probeer sê wat ons bedoel. En ek is redelik oortuig dat Jesus geweet het watter woorde om te gebruik. Jesus het ook gesê wat hy bedoel het. Ek dink ons vergeet partykeer die eenvoudigste lesse in dit wat Jesus gesê het, omdat ons so wyd wil gaan op dit wat hy gesê het, en ons vergeet dat hy op daai oomblik besig was om iets spesifiek te sê vir iemand spesifiek. Wat was dit? Nou in hierdie voorbeeld sê Jesus vir ons wat vrug is volgens hom. Eerstens sien ons in vers 9, ons sien dit in vers 12, ons sien dit in vers 17, ons sien dit eintlik van vers 9 af regdeur tot vers 17, maar ons sien die eerste ding wat Jesus, nou hoekom sê ek wat vrug is? 'n uiterlike teken dat 'n mens vas is of in die wingerd bly, in die wynstok bly. Dis natuurlik wat vrug is. Vrug is iets wat groei, vrug is iets wat gesien kan word, ons besef dit. So as ons kyk na hierdie uiterlike tekens wat Jesus in hierdie gedeelte self gebruik, dan sien ons dat hy vir ons presies gesê het wat hy bedoel as hy gepraat het van vrug. Vers 9 sê hy, bly dan in my liefde. Vers 12, dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê. Vers 17, dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. So eerstens sien ons dat dit wat Jesus wil hê uiterlik moet uitkom is om vir mekaar lief te hê. Dis liefde vir mekaar. Dis liefde vir ons medemens. Wat dit nie is nie, is hoeveel Bybel ons lees. Ek sê niks teen Bybel lees nie, dis wonderlik, lees meer. Maar dit gaan nie bepaal of die Here happy is met ons of nie. Dis baie belangrik, ons het nodig om hierdie in ons binneste uit te sorteer. Die Here besluit nie vandag hoe voel hy oor my, gebaseer of op die feit of ek my kant gebring het met my Bybelstudie of nie. Hy kyk nie eers na ons performance voor hy dit besluit nie. Dis baie belangrik. Vrug is nie volgens Jesus getalle, sukses statisties gewys nie, of ons nou soveel mense noodwendig bereik nie. Sukses of vrug volgens Jesus is nie een van hierdie goed wat ons partykeer die kerk al wou probeer maak het nie. Dis nie om te kyk of jy daai studies wat jy begin het kon klaarmaak dalk en dat jy nou bietjie meer weet van die Bybel nie. Dis baie goed. Maar dis nie vrug volgens Jesus nie. Ons het vrug so kompleks probeer maak dat ons vergeet het wat dit is. Die heel eerste ding wat dit is of ons lief is vir mense of nie. Dis die heel eerste ding wat vrug is. Dis ook nie om te kyk hoeveel mense sit hier vandag nie.
Die volgende ding sien ons in vers 11. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Hy het dit vir ons gesê, ons het gelees daarvoor, op die eerste slide het ons gelees, ons is reeds skoon deur die woorde wat hy vir ons gesê het, nie deur die vrug wat ons dra nie, deur die woorde wat hy vir ons gesê het. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. In hierdie selfde gedeelte waar Jesus die hele tyd oor vrug praat hy oor blydskap. Dis die vrug waarvan hy praat. Praat oor liefde en blydskap. In vers 10 sien ons, as julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. So wat sien ons nog as vrug volgens Jesus? Gehoorsaamheid. Maar gehoorsaamheid wat vloei uit liefde uit. Nie gehoorsaamheid wat vloei uit, ek moet meer gehoorsaam wees nie. Sien, Jesus het toe hy met die Jode gepraat het, en hy vir hulle gesê het, julle wat moeg is, en swaar laste moet dra, julle moet na my toe kom, het hy gepraat met mense, wat 'n geweldige gewig op hulle skouers gehad het. En daardie gewig wat hulle op hulle skouers gehad het, was gebaseer op hoe goed hulle vandag gedoen het, en hierdie jaar gedoen het, sover geestelik gewys. En alle reëls wat hulle gemaak het, was spesifiek gewees, om seker te maak, dat die ander reëls wat hulle gemaak het, hulle daai reëls hou. So as jy nou nie seker is of jy hierdie reël kan hou nie, dan maak jy nog 'n reël om seker te maak jy hou hierdie reël. En dan sukkel jy om daai reël te hou, en dan maak jy nog 'n reël. Ons moet besef, dis die gewig waaronder hulle geleef het. Ons leef onsself baie keer onder dieselfde gewig in deesdae, wanneer ons begin dink dat ons hoofdoel op aarde is om vir ander mense die hele tyd te probeer sê wat verkeerd is in hulle lewens of reg is in hulle lewens. En ons op die ou ende is presies soos die Fariseërs baie keer, waar ons nog reëls en nog reëls vir mense probeer opmaak. Wanneer ons regtig dink aan hierdie swaar convictions wat ons baie keer het, wat nie eers heeltemal noodwendig skrif is nie, dan besef ons nie wat ons doen, is ons is besig om reëls te maak vir ander reëls wat ons in ons hart glo die regte ding is nie. Ons is besig om in presies dieselfde manier van ding vasgevang te word. En dan, wanneer ons so oordeel, dan word ons ook so geoordeel, nê? Wanneer ek na mense kyk met hierdie streng maatstaf, wat beleef ek van God af? 'n God wat met hierdie streng maatstaf kyk na my. Want ek word geoordeel soos ek oordeel. As ek heeltyd besig is om reëls op te maak vir mense, dan gaan ek, wanneer ek in my binnekamer sit, ook sit en skuldig voel, want ek weet, al die reëls wat ek opmaak vir mense, daar's plekke in my lewe waar ek nie al die reëls volg wat ek opmaak nie. Of ek maak dalk reëls op, want daai reëls is die maklikste om te volg. Maar as ek konsekwent wil wees, en ek eintlik maar 'n paar reëls vir myself moet opmaak, wat moeilik is vir my om te doen, dan kan ons dit ook nie volg nie. So ek wil hê ons moet raak sien, as ons onsself vind in die besigheid, waar ons heeltyd mense probeer meet, die heeltyd net te probeer kyk na ons eie vrug en mense se vrug, om te bepaal of hulle nou is by die Here waar hulle nie, is ons heeltemal uit ons plek uit. Ons word nie geroep om te bepaal of hulle aan die wingerd vas is of nie. Dis nie ons wat dit bepaal nie. Ons word geroep om gehoorsaam te wees. Daai gehoorsaamheid vloei uit liefde. Liefde vir God en liefde vir ander mense. Hulle is veronderstel om ons liefde te sien. Hulle is veronderstel om ons blydskap, ten spyte van die omstandighede waarin ons is, te sien. Dis die vrug wat vir hom saak maak. Maar dit is nie wat ons vir onsself vertel, dit moet wees nie. Dit is nie of ek lank genoeg gebid het vandag of nie. Dit kan nie dit wees nie. Die oomblik wanneer ons so begin dink, het ons moeilikheid. As God op enige oomblik na ons begin kyk het en eers besluit het of ons reg is en of ons nie reg is nie, en of ons dit verdien en of ons dit nie verdien nie, voor hy dan nou goed is vir ons, dan sou nie een van ons vandag gesit het waar ons gesit het nie. Ons moet besef, ons dien 'n God
wat genade gee al word dit nie verdien nie. En dit eis van ons om genade te gee al word dit nie verdien nie. Nie om nog reëls op te maak nie. So ek wil hê ons moet agterkom. Toe Jesus, ons moet besef met wie hy gepraat. Toe Jesus van vrug gepraat het, het hy seker gemaak dat hy nie nog reëls opmaak nie. Ons wonder partykeer, hoekom het Jesus nie iets uitdruklik oor hierdie probleem gesê nie? Hoekom het Jesus nie iets uitdruklik oor hierdie probleem gesê nie? Ja, ons baie goed waar hy eintlik dit sou nice gewees het as hy duidelik net gesê het, hoor hierdie is die regte manier om te kyk na hierdie probleem. Maar Jesus was nie in die besigheid van reëls maak nie. Jesus was in die besigheid van verhouding. Jesus was in die besigheid van wees deel van my en ervaar die lewenskrag wat van die Vader afkom. En ervaar hoe jy baie vrug dra. Hoe dit 'n wonderlike proses is wat gebeur net omdat ons lief is vir mekaar. Dan begin jy baie vrug dra. En ons gee nie om oor die vrug nie, want ons gee om oor hom. Die vrug is 'n wonderlike byproduk van hierdie verhouding. Maar dis nie die rede hoekom ek 'n verhouding het met hom nie. Ons het nie 'n verhouding met hom om vrug te dra nie. Ek dink dit is belangrik om dit te sê. Ons het nie 'n verhouding met hom om vrug te dra nie. Ons het nie 'n verhouding met God sodat ons beter lewens kan leef nie. Ons het nie 'n verhouding met God sodat al my probleme waarmee ek nou sit opgelos kan wees nie. Ons het nie eers 'n verhouding met God sodat ons net van ons sondes kan ontslaa raak nie. Ons het 'n verhouding met God want ons is lief vir hom. Ons is lief vir hom. As dit nie die basis is van hoekom ons hom soek elke dag nie, dan kan ons maar so die Bybel lees ook los. As ons dit in liefde doen, dan maak dit sin. Probeer ek hom nie die hele tyd tevrede maak nie. Ek probeer 'n verhouding met hom hê en ek probeer lief wees vir hom want hy verdien my liefde en ek wil met hom wees. Sien, selfs vers 6 wat vir ons sê die wat nie baie vrug dra nie, word afgesny en uitgegooi en hulle verbrand, word baie keer as 'n bangmaak storie gebruik. Maar ons moet besef, die probleem is nie dat hulle nie vrug dra nie. Die probleem is dat die verbintenis nie eg is nie. Ja, die vrug wys dit, natuurlik. Die probleem is dat die verbintenis nie eg is nie. Wanneer hy kyk na ons, dan kyk hy nie of is daar vrug en of is daar nie vrug nie. Hy kyk, is hy aan my verbind of nie? Is hy lief vir my of nie? Soek hy my omdat hy my soek of nie? Later is 'n wonderlike byproduk is vrug. Die laaste ding wat ek graag vandag wil uitwys is vir my 'n absolute wonderlike ding. As ons na die laaste bladsy kyk, dan sien ons iets wonderlik in hierdie gedeelte. Jesus sê vir ons hoe om in sy teenwoordigheid te wees. Nou vir die van ons wat nou so 'n bietjie meer prakties is, hierdie is nou so prakties soos wat 'n mens kan kry. Jesus sê eintlik in hierdie gedeelte vir ons hoe om in sy teenwoordigheid te wees. Hoe kry ons dit regtig reg? Hy sê nou heeltyd bly in my, bly in my, bly in my. Nou vra 'n mens, maar hoe? Hoe bly ek in hom? Ons het 'n verhouding met hom, ons is verbind aan hom, bly in hom, ons bly in sy teenwoordigheid, maar hoe? In vers 9, ons sien heeltyd hy sê bly in my. In vers 9 dan sê hy bly dan in my liefde. Interessant. Is heeltyd bly in my en bly in my liefde. Maar hoor wat sê vers 10. So ons vra nou, hoe bly ons in hom? Hoe bly ons in sy liefde? In vers 10 sê hy vir ons presies. Hy sê, as julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Ek wil hê ons moet net besef. Ek wil nie hê ons moet hierdie moeiliker maak as wat dit nodig het om te wees nie. Ons moet dit nie meer kompleks maak as wat dit nodig het om te wees nie. Jesus het in elk geval gewaarsku teen dit.
Gesê dit word oopgemaak vir hulle wat soos kindertjies geword het. Die wat dink hulle is vreeslik wys, dit word toegemaak. Ons moet net sien wat sê hy. Hy sê vir ons in vers 10, as julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Het hy nou net vir ons gesê hoe om in sy liefde te bly? Het hy vir ons gesê? Hy het vir ons gesê. So nou vra ek vir almal wat hier sit vandag, om te vra, leef ek in sy teenwoordigheid? Konstant? Of ervaar ek heeltyd skeiding tussen my en hom? Ek weet hoe voel dit om vir baie lank eintlik skeiding te beleef tussen my en die Here, terwyl 'n mens al die regte goed doen. Terwyl 'n mens al die regte goed sê. Ons as kinders van God is nie veronderstel om op 'n plek te wees waar ons die heeltyd skeiding beleef van God weens ons skuldgevoel en al hierdie goed en nou en dan ervaar ons sy teenwoordigheid nie. Ons moet dit besef. Ons kom nie kerk toe om sy teenwoordigheid hier te beleef nie. Ons kom kerk toe om by mekaar te wees. Dis hoekom ons kerk toe kom. Dit is moontlik vir ons as kinders van God om konstant in sy teenwoordigheid te leef. Ek glo dit want ek leef dit. Ek weet hoe voel dit om die regte goed te sê terwyl ek meeste van die tyd hom nie beleef nie. En ek weet ook hoe voel dit om in hom te bly. Konstant. Daar's 'n verskil. Hy sê vir ons in vers 10, as julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. En as 'n mens daaraan dink, dan kan 'n mens gou-gou gaan kyk, okay, wat is al die gebooie wat Jesus nou gesê het? Wat is al die goed wat hy gesê het? Yes, ons moet gou-gou gaan kyk, daar's 'n klomp goed wat hy gesê het. Maar hy het dit vir ons so maklik gemaak. Hy het dit vir ons so maklik gemaak. Want as hulle hom vra, wat is die belangrikste van al die gebooie, dan sê hy om die Here lief te hê en dieselfde as dit, gelyk aan dit, jou naaste soos jouself. En hy sien dit as een ding. Die Here lief te hê en om mense lief te hê, hy sien dit as een ding. Ek gaan wonder as ek heeltyd besig is om kwaad te wees vir mense, dan voel dit of die Here kwaad is vir my nie. As ek besig is om mense heeltyd te oordeel, dan voel dit of die Here my oordeel. Jesus het daarvan gepraat. Die maat waarmee ons meet, sal gebruik word. Hy sê vir ons, as julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. En dan sê hy vir ons gelukkig, presies, duidelik, wat is hierdie gebooie waarvan hy praat? Kyk, so hy sê, hoe bly ons in hom? Deur sy gebooie te onderhou. Dan sê hy in vers 12, dit is my gebod. Besef ons, hy sê vir ons presies. Hy sê vir ons presies hoe om in hom te bly. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê. Hy eindig dit weer in vers 17 om te sê, dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Ek is oortuig, hierdie gedeelte help ons om iets raak te sien. As ek op 'n plek is waar ek nie die Here se teenwoordigheid beleef nie, is dit omdat ek nie lief genoeg vir mense is. Dis 'n feit. Dit is 100% so. Ek het al baie van hierdie kansel af gesê, hoe om mense te bedien en vir mense lief te wees en vir hulle goed te wees, altyd die ding is wat my uit 'n geestelike gat uitkry. Want ons is gemaak vir dit. Ons moet vanoggend na onsself kyk en sê, beleef ek die Here se teenwoordigheid konstant? En as die antwoord nee is, dan is die volgende ding, so ek is nie lief genoeg vir mense nie. Hierdie is so waar, gaan probeer dit. As graag genoeg by hom wil wees, is dit so eenvoudig, so staan op van ons banke, gaan na die ou toe wat jy altyd probeer dink wat hy sy lewe leef of nie leef, soos ons volgens ons wil hy moet nie, en gaan wees lief vir hom. Gaan offer op vir hom. Geld, tyd, energie, maak nie saak nie, maar gaan wees lief. En in die oomblik, wanneer ons lief is, in daai einste oomblik, wanneer ons lief is, dan begin die Here se teenwoordigheid lewendig word in my binneste.
En dan begin ek besef dat die liefde wat ek het om te gee, kan nie opraak nie, want dit is syne. Ek deel sy liefde uit. Ek gooi en ek gooi en ek gooi en die glas word nie leeg nie, want dit is nie my liefde nie, dit is syne. Hy is dit. Ek dink nie ek het nodig om veel meer te sê nie. Ek wil dit nie kompleks maak nie. Dit is eintlik eenvoudig. Dit is eintlik bitter eenvoudig. Kindertjies verstaan dit. Kom ons sluit ons so. Terwyl ons oë gesluit hou, dan vra ek dat elkeen van ons dink in ons eie lewens. Is ek besig om genoeg lief te hê? Gaan my geestelike lewe oor myself of gaan dit oor die mense om my? En as die antwoord is, ek is nie besig om genoeg lief te hê nie, dan is die oplossing nie om net te probeer kyk hoeveel liefde ons kan uitgee en dit 'n volgende maatstaf te maak nie. Om te gaan besef dat om liefde uit te gee is om in die Here se teenwoordigheid te wees. Dis dieselfde ding. Ons kan dit nie losmaak van mekaar af nie. Here, dankie dat dit eintlik eenvoudig is. Here, dankie dat ons besef vanoggend, as ek lief is vir my medemens, dan ervaar ons mekaar se liefde. En hoe anders kan dit nou nie u teenwoordigheid bring nie, want u is liefde. Dit is wie u is. Here, ons wil nie ons lewens maak oor onsself en oor ons gemak. Mag ons wie ons is gaan opoffer vir die mense om ons. Hoekom, Here? Want om vir hulle lief te wees en om vir u lief te wees is volgens u in die skrif dieselfde ding. As ons dit vir die minste gedoen het, het ons dit vir u gedoen. Dankie Here dat u nie vir ons 'n onmoontlike opdrag gee. Om daar buite iets te gaan doen met een of ander iets wat ons nie kan verstaan nie, maar u maak dit so eenvoudig. Ons medemense is reg rondom ons en u vra vir ons om ons lewens op te offer vir hulle. Dankie dat dit so eenvoudig is, Here, dat enige iemand dit kan doen. Mag ons u op so 'n manier soek. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.